Op elke moontlike plek, by elke moontlike kruispad in ons lewens, op elke moontlike wyse, op watter manier ook al, deur die streng bekeringsprediking van 'n Johannes die Doper, deur die liefdevolle uitnodiging na die bruilof van die seun van die mens, kom God se wysheid na ons toe. Luister tog, hoor tog. Wil julle nie maar saamspeel nie? Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons het nodig dat U vir ons die regte weë moet leer. Dat U vir ons die regte pad moet aanwys. En ons belydenis is dat U woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voete. Maar ons het nie altyd die hart wat daartoe genee is om op daardie pad te loop nie, om met lus daarop te loop nie. En daarom kom ons na U toe vanmiddag in volle afhanklikheid. Want U weet ons is kinders in die huis en U weet dat in elkeen van ons daar 'n ongehoorsame hart is. 'n Hart wat eiewillig is, 'n hart wat 'n fabriek van afgoderry is. 'n Hart wat wegneig van U waarheid en U woord. Ons kom na U toe in die naam van ons Here Jesus Christus, wat gesê het dat Hy deur sy Gees met ons sal wees tot aan die volëinding van die wêreld. En dat daardie Gees ons sal lei in die waarheid en in die geregtigheid. Dat daardie Gees ons dwaalende gedagtes bymekaar sal maak en ons gerig sal hou op die een enkele waarheid wat ons het in ons Heiland, die Here Jesus. En mag sy naam daardeur verheerlik word. Mag hy daardeur verheerlik word. Mag hy verheerlik word in die woord wat ons nou gaan oopmaak en voorhou. En mag hierdie woord uitgedra word. Mag dit uitgedra word oor 'n sondegevalle wêreld. Mag dit uitgedra word oor 'n land wat dit so nodig het. Ons bid, Hemelse Vader, want U is die Vader van alles wat goed is, 'n oorvloedigse fontein, dat as dit U wil is, dat U die fontein van die hemele sal oopmaak. En dat U hierdie wêreld en hierdie aarde, en ons weet hulle verdien dit nie, sal seën met reën, wat so nodig is op hierdie stadium. Ons kom met U sonder enige verdienste. Ons kom met U slegs in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons het 2 skrifgedeeltes vandag wat ons aan U wil voorhou. Die eerste een uit die boek Spreuke uit, en dit is in die eerste hoofstuk vanaf vers 20, Spreuke 1 vanaf vers 20. En daar lei die Heilige Gees ons om te kyk na wysheid. Wysheid word hier voorgestel as 'n vrou wat roep. Ons lees vanaf vers 20. Die wysheid roep hardop daar buite, sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak.
omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as julle benoudheid en angs julle oorval, dan sal julle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie. Van my raad nie wou weet nie. Al my teregwysinge verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. En nou blaai ons na die Nuwe Testament. Ons blaai daar na die Evangelie volgens Lukas. En ons lees daar in die 7de hoofstuk. Ons lees in die 7de hoofstuk van 'n gesprek wat die Here Jesus met sy disippels gehad het ten opsigte van Johannes die Doper. Lukas 7 vanaf vers 18. En die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. En Johannes het sekere 2 van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur. Ons moet onthou dat Johannes was op die stadium in die gevangenis. En gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor, blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin hy vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'n riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n man met sagte klere aan? Kyk, die wat pragtige klere dra en in weelde lewe is in die paleise. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek sê vir julle, nog baie meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar nie geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Toe sê die Here, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk? En waaraan is hulle gelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie, ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie en julle sê hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. En een van die fariseërs het hom genooi om by hulle te kom eet.
En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou van die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. En toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy vir homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Spreuke 1 het ons gelees, maar ons teksvers kom uit Lukas 7 uit. Maar die wysheid is geregverdig deur al haar kinders. Nou broeders en susters, wysheid is deesdae volop op die markplein. En dit kom in allerhande forme. Snaaks as 'n mens ouer word, dan is daar baie meer wysheid in omloop. Mense het baie meer tyd om wysheid uit te deel. Daar's baie wysheid na verskillende kante toe. Maar goddelike wysheid daarenteen is skaars. Ons skrifgedeelte sê, God se wysheid sal deur die gedrag van haar kinders bevestig word. Die gedrag van God se kinders bevestig word. Nou weet ons dat kinders het twee eienskappe. Hulle is of kinderlik of hulle is kinderagtig. Die een eienskap is vir ons mooi en oulik, maar die ander eienskap irriteer ons. Ons is lief vir hulle wanneer hulle kinderlik optree, maar hulle maak ons radeloos wanneer hulle kinderagtig is. Die een eienskap getuig van onvoorwaardelike vertroue, die ander eienskap getuig van eie sinnigheid, eie willigheid. Ek gaan nou hier lê en skreeu totdat ek my sin kry. Kyk, ek skop met my voete totdat julle doen soos ek wil. Met kinderlike vertroue kom ons op die pad van saligheid. Met kinderagtigheid loop ons die pad van dwaasheid. Nou om sy volk te help onderskei tussen kinderlikheid en hulle kinderagtigheid, het die Here vir hulle wysheid geskenk. En in die boek Spreuke ontmoet ons wysheid. Daar lees ons, sy roep hardop daar buite, sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy, en by die ingange van die poorte spreek sy haar woorde. Sy praat mooi met die kinders. Sy pleit by die jong seun, sy sê, luister na die tug van jou vader, en laat jou hart my gebooie bewaar. Maar hoe sal ons weet of haar woorde enige effek het? Hoe sal ons weet of die kinders wysheid verkry het? Die wysheid, sê ons Here Jesus, is geregverdig deur haar kinders. Ons sal aan die kinders se gedrag sien of hulle wysheid verkry het of nie. Jy kan dit aan die kinders sien of die wysheid waar is of nie. Is die kinders se optrede kinderagtig of is dit kinderlik? Nou Johannes die Doper het met 'n profetiese boodskap na die volk gekom, soos die wysheid self. En daar het hy langs die hoofweë gestaan en hy het geroep, al langs die Jordaanrivier het hy die volk tot bekering geroep en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, en dra dan die vrugte wat by daardie bekering pas. En Johannes was gekleed in kameelhare met 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wille heuning geëet, en Johannes en sy disippels het gevas en hy het geen wyn gedrink nie. Johannes was 'n boeteprediker, Johannes was 'n askeet, die man wat homself van alle vleeslike genot onthou het.
Hy staan en roep by die kruispaai en hy sê, bekeer julle en laat julle self doop, laat julle self doop met die doop van bekering. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, so het ons gelees, die hele volk en die tollenaars het hulle God geregverdig, hulle het God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Nou wat beteken dit as die Bybel sê, hulle het God geregverdig? Hulle het die woord van God, wat deur Johannes gekom het, as waar en reg verklaar deur te doen, wat Johannes sê, deur hulle te laat doop. Die volk en die tollenaars het God geregverdig, maar die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle self verwerp. Hulle het dit verwerp deur hulle nie te laat doop nie. God se wysheid het te vergeefs tot hulle gekom, te vergeefs het God se wysheid geroep. Wysheid het geroep, maar hulle het geweier. Geweier om daarop gehoor te gee. Wysheid het haar hand uitgestrek, maar die fariseërs en die wetgeleerdes het nie geluister nie. En toe sê die Here, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep. Die kinderspel op die markplein, in daardie kinderspel sien die Here hierdie geslag. Kinders wat ure lank kan speel, kinders wat kinderlik kan opgaan in die spel van die lewe en hulle self daarin verloor sonder om moeg te word. Maar daardie selfde kinders kan ook spelbrekers wees. Daai selfde kinders kan ook kinderagtig wees en weier om saam te speel. En dan kan die een groep maar roep en sê, kom ons speel troue, en vir hulle op 'n fluit speel, maar die ander sal net nie wil saam dans nie. En dan sal hulle weer roep en vir hulle sê, kom ons speel begrafnis, en vir hulle 'n klaaglied sing, maar hulle sal eenvoudig net nie saam huil nie. Met niks wil hulle saam speel nie. Johannes het gekom, hy het geroep, die goddelike wysheid het geroep en vir die kinders van die volk gesê, kom speel die spel van bekering en heiligmaking, kom ons speel die spel van onthouding en selfbeheersing. Johannes het gekom en nie brood geëet en nie wyn gedrink nie, en toe sê die kinders, nee, ons wil nie daai speelietjie speel nie. Dit pas ons nie om daai speelietjie te speel nie. Ons sal nie saam speel nie. Nou is daar tog 'n verskil, broeders en susters, tussen die kinderagtige kind en die kinderagtige volwassene. Die kinderagtige volwassene is baie beter in staat om homself te verwoord. Hy is baie beter in staat om redes te gee, om verskonings voor te hou, waarom hy of sy nie wil saamspeel nie. Volgens Jesus het hulle toe gesê, Johannes die Doper, hy het 'n duiwel. Johannes die Doper is ongebalanseerd. Johannes die Doper is te. En is nooit goed om te wees nie. Die taal wat ons hoor is te stroef en te streng. Ons soek meer genadepredika. Ons soek 'n meer gebruikersvriendelike dominee. Een wat nie so kwaai is nie. Een wat nie so sterk op bekering en heiligmaking aandring nie. Een wat soos ons is, 'n lekker loslid dominee. En toe kom die seun van die mens, en hy het vir die kinders op die markplein die fluit gespeel. Hy het hulle genooi om huwelik te speel. Hy is die bruidegom en hulle kan die bruid wees. En daar sal 'n huweliksfees wees en dan kan almal saam dans op die fluitmusiek. Kyk, die blindes sien en die krepeles loop, die malaatses word gereinig, dowes hoor, selfs dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Laat ons dans en vrolik wees. Kyk, die seun van die mens wil bruilof hou so graag, dat hy selfs die water by die bruilof in wyn verander. Ja, kom, almal is welkom, selfs die tollenaars en die sondaars is welkom. Nee, sê hierdie geslag, ons wil nie saam speel nie.
Hier's 'n skroeflos by hierdie dominee. Hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Jy kan sommer sien wat se soort mens hy is as jy oplet wie sy vriende is. Kyk, hy's 'n vriend van die tollenaars en die sondaars. Hy gedra hom nie waardig genoeg nie, hy's sommer platvloers. Ons soek meer bekeringsprediking. Jy sien hoe dit gaan. Hier te kort, daar te lank. Die wysheid roep hard na buite. Sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy by die ingange van die poorte van die stad, spreek sy haar woorde. Op elke moontlike plek, by elke moontlike kruispad in ons lewens, op elke moontlike wyse, op watter manier ook al, deur die streng bekeringsprediking van 'n Johannes die Doper, deur die liefdevolle uitnodiging na die bruilof van die seun van die mens, kom God se wysheid na ons toe. Luister tog, hoor tog. Wil julle nie maar saamspeel nie? Hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot? Hoe lank sal die dwaase kennis haat? Voor die Here Jesus aan die einde van sy lewe daar die donker lydensnag sou binnegaan, spreek hy die kerkvolk van sy tyd toe. Toe sê hy, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, jy wat die stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kykens onder sy vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Stem van wysheid wou die kinders van Jerusalem bymekaar maak, maar hulle wou nie. Uit ander oorde kom daar bekering, uit ander oorde kom daar dankbaarheid oor verlossing, maar die skrifgeleerdes en die kerkmanne van sy tyd het hulle hart verhard, hulle wou nie saamspeel nie. Hulle het die woord geken, hulle het al soveel preke gehoor, die meeste van hulle was selfpredikers en leermeesters, ouderlinge en voormanne, maar hulle wou nie saamspeel nie. Ek loof die Vader, Here van die hemel en aarde, sê die Here Jesus toe in Lukas 10, ek loof U dat U hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het en dat U dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehae. Dit was die vissermanne wat die evangelie geglo het. Dit was die tollenaars en die soldate wat tot bekering gekom het en hulle deur Johannes laat doop het. Dit was die sondares wat die Here se voete met haar trane gewas het en met haar hare afgedroog het. Dit was die vreemdelinge wat om sy genade gesoek het. Die geringes, die wat as niks geag was, maar die wat in hulle eenvoud kinderlik geglo het. Dis die kinders wat die wysheid van God regverdig verklaar het. Wat gewys het dat die wysheid reg en waar is, deur hulle gehoorsaamheid, deur hulle bekering, deur hulle dankbaarheid, deur hulle geloof. In die tyd van die Ou Testament was daar baie waardering vir die wysheid van Salomo, wat die grootste gedeelte van die boek Spreuke geskryf het. En hierdie waardering het soms gekom uit 'n heel onverwagte oord. Dit het gekom van die koningin van Skeba, die koningin van die suide, wat duisende kilometers gereis het om Salomo se wysheid te hoor. Die koningin van die suide sal in die oordeelsdag opstaan, sê die Here Jesus in Lukas 11. Sy sal saam met die manne van hierdie geslag opstaan en sy sal hulle veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Jesus Christus is meer as Salomo, maar hulle wil hom nie aanvaar nie. Jesus Christus, die volmaakte wysheid van God, maar hulle wil hom nie aanvaar nie. Die wysheid van God verskil van die wysheid van die wêreld. So skryf die apostel Paulus aan die Korintiërs. Die wysheid van hierdie wêreld is 'n kinderagtige wysheid. Dis 'n onvergenoegdheid wat rondloop onder die dekmantel van wysheid. Dis 'n ja, maar wysheid. Hier te kort, daar te lank.
Maar dan skryf die apostel Paulus, dat dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Of het nou Johannes die Doper se klaaglied was, en of dit die seun van die mense bruilofslied was, en of dit Paulus of Apollos of Cephas se prediking was, dit maak nie saak nie. God se wysheid sal geregverdig word deur al haar kinders. God se woord sal nie leeg tot hom terugkeer nie. Die kinders van God sal die wyse woord hoor en hulle sal kom. En hulle sal saamspeel op die markplein. En hulle sal 'n fles albaste salf bring en hulle sal ween en trane sal by hulle oë afloop. En dis daardie snaakse trane, broeders en susters, daai snaakse trane wat net 'n gelowige ken. Trane van vreugde en trane van hartseer. So deur mekaar. Ken nie dit? Trane van hartseer want jy die klaaglied gehoor en jy het jou sonde en jou verlorendheid erken, maar ook trane van vreugde want jy het die bruilofslied gehoor en jy het jou verlosser daaraan herken. Die trane van die kinders van God se wysheid sal van hulle wange afloop en dit sal die voete van die bruidegom nat maak. En die kinders van God se wysheid sal hulle hare losmaak en hulle sal neerbuig en daardie voete soen. Daardie voete wat bestem is vir die spykers. Hulle sal dit afdroog met die hare en hulle sal daardie voete soen, die kosbare albaste salf daaroor smeer. Die kinders van die wysheid sal dit doen, ongeag wat die mense sê of dink. Het maak nie saak of die fariseer daar sit en fout vind nie. Maak nie saak nie. Die wysheid is geregverdig deur al haar kinders. En nou bly vir my daar nog net een vraag oor en ek moet myself afvra, speel ek saam? Het ek die stem van God se wysheid gehoor? Miskien is ek te besig om te vroeg oor al die ander wyshede of dwaashede in hierdie wêreld. Maar wanneer dit by die eenvoudige evangelie kom, dan kan dit nie wees hier te lank en daar te kort nie. Wanneer dit by die evangelie kom, dan is my antwoord nie ja maar nie. Hoor ek die stem wat my tot bekering oproep? Hoor ek die stem wat my die heerlike evangelie aanbied? Tree ek dan op met kinderagtigheid of tree ek op in kinderlike geloof? Amen. Kom laat ons dank. Onse hemelse Vader, U wat deur die Heilige Gees, die Gees van die Seun, hierdie woord vir ons gegee het. Ons bid dat dit helder en duidelik vir ons sal wees. En ons bid ook dat ons in geloof ons hande sal uitsteek na ons Here Jesus Christus. Dat ons sal die oordeelsprediking en die genadeprediking, dat ons dit sal aanvaar. Dat ons sal aanvaar dat U terselfdertyd 'n God is wat 'n verterende vuur kan wees, maar ook die God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun hierheen gestuur het, om sondaar mense die goeie nuus te verkondig. Ons bid dat diegene wat onverskillig is, hier in hierdie omgewing, diegene wat hierdie preek hoor, maar nog steeds nie wil luister na die stem van die wysheid nie, dat hulle tot bekering sal kom, dat die getal van God se kinders, God se uitverkore kinders, dat hulle voltallig sal word. Wees met diegene wat vroeg, wat swaar kry. Wees met diegene wat nog twyfel. Genadige God en hemelse Vader, uit ons eie uit is ons nie in staat om tot geloof te kom nie.
Maar ons wend ons tot U en deur U Seun Jesus Christus bid ons om sy genade. Amen.